Goeiemôre. Jy luister na die 81ste oordeenking in die reeks, Die Goeie Lewe. Vanoggend se tema is die brief aan Gaius. Yster slyp yster en die een mens slyp die ander. Spreuke 27 vers 17. Laat daar geen ander doel in vriendskap wees as die verdieping van die gees nie. Khalil Gibran. Ek lees vanoggend 'n brief voor wat die apostel Johannes op sy ou dag, wat toe nog steeds werksaam was, aan sy vriend Gaius geskryf het. Johannes en Gaius het mekaar in die gemeente waarskynlik ontmoet, as gelowiges saam aanbid. Mettertyd egter het daar 'n vriendskap ontwikkel. Let op die trant van die brief. 4 maal noem hy Gaius geliefde, wat natuurlik 'n manier was hoe vriende mekaar gegroet het in die eerste gemeentes. Let ook op hoeveel keer Johannes die woord waarheid gebruik. 5 maal in 15 verse. In 'n tyd van valsheid en leuns, mense wat jy nie kan vertrou nie, wat jou verraai, selfs vervolg, is 'n vriend in waarheid soos water in 'n dorre landskap. Ons word nou wel nie vervolg nie, maar vriendskap is vandag ewe belangrik. Om iemand te hê wat jy met jou lewe kan vertrou, dit is vriendskap. Iemand wat ook 'n liefde vir die waarheid het, wat die pad van waarheid stap, op wie jy kan reken, wat jy kan vertrou, wat soos Johannes dit sê, medewerkers is van waarheid. Ek lees 3 Johannes voor. Die oudste aan die geliefde Gaius, wat ek in die waarheid liefhet. Geliefde, ek bid dat jy gesond mag wees, en dat dit in alle opsigte met jou goed mag gaan, soos dit met jou siel goed gaan. Want ek was baie bly toe hier broers kom, en oor jou waarheid getuig, hoe jy die pad van waarheid loop. Groter blydskap as dit het ek nie, dat ek hoor dat my kinders die pad van waarheid loop. Geliefde, jy tree getrou op in wat jy ook al vir die broers doen, en dit terwyl hulle vir jou vreemdelinge is. Hulle het voor die gemeente van jou liefde getuig. Jy sal goed doen as jy hulle voorthelp op 'n manier wat God waardig ag. Want terwille van die naam het hulle uitgegaan, sonder om iets van heidene te ontvang. Ons behoort sulke mense daarom goed te ontvang, sodat ons medewerkers van die waarheid kan wees. Ek het hieroor aan die gemeentes geskryf, maar Diotrefes, wat graag die belangrikste onder hulle wil wees, gee nie aan ons erkenning nie. Daarom sal ek, wanneer ek kom, julle herinner aan die dade wat hy doen. Hy versprei slegte stories oor ons. En asof dit nie vir hom genoeg is nie, ontvang hy self die broers nie goed nie. Boonop verhinder hy ook nog diegene wat dit wil doen, en dryf hulle uit die gemeente uit. Geliefde, moenie die kwaad navolg nie, maar die goeie. Wie goed doen, is uit God. Wie kwaad doen, het God nie gesien nie. Oor Demetrius is deur almal positief getuig, ook deur die waarheid self. Ook ons getuig, en jy weet dat ons getuienis waar is. Ek het baie dinge gehad om aan jou te skryf, maar wil dit nie met 'n rietpen en ink vir jou skryf nie. Ek hoop egter om jou gou te sien, en ons sal van aangesig tot aangesig praat. Vrede vir jou. Jou vriende stuur vir jou groete. Groet die vriende by die naam. Dis 'n merkwaardige brief. Die een vers meer merkwaardig as die ander. Maar die een wat my die meeste tref, is waar Johannes skryf: Geliefde, ek bid dat jy gesond mag wees, en dat dit in alle opsigte met jou goed mag gaan, soos dit met jou siel goed gaan. Johannes was 'n vriend wat waarskynlik 'n klompie jare ouer is as Gaius. 'n Mens kan vriende hê van jou eie ouderdom, wat jonger is, en wat ouer is. Dit is dikwels by die vriende wat ouer is, by wie 'n mens die meeste leer. Johannes se woorde hier is nie net 'n beleefde groet nie. Dit is 'n venster op die waardeorde van die lewe. Johannes sê vir sy vriend: mag jou liggaamlike en uiterlike omstandighede ooreenstem met die gesondheid van jou siel. Dit is die ware orde van die lewe.
Ons moet daarteen waak dat ons die orde nie omkeer nie. Dat ons nie uiterlike welstand op die voorgrond plaas nie. Johannes herinner ons, geestelike gesondheid is die maatstaf, waarvolgens alles anders gerig moet wees. Wanneer ons siel rus en vrede ervaar, vrede het met God, vergenoegdheid in Christus, en hoopvol in die Heilige Gees, dan is ons werklik gesond, ongeag ons omstandighede. Ons gebed vanmôre is gebaseer op die 3de brief van Johannes. Hemelse Vader, ons bid om dankie te sê dat ons U waarheid mag ken. Ons wil U waarheid lief hê bo alles. En ons vra vir leiding en inspirasie om die pad van waarheid te bly loop. Laat ons goed doen aan elkeen op ons pad, vriend en vreemdeling, om elkeen te help op 'n manier wat U waardig ag. U het ons geroep om medewerkers van die waarheid te wees, dat ons die kwaad nie sal navolg nie, sodat ons lewens van die waarheid kan getuig. Help ons om so 'n vriend te wees vir ander. Stuur sulke vriende op ons pad. Ons bid vanmôre dat dit in alle opsigte met ons goed sal gaan. Maar ons vra, begin tog by ons siel, o Heer. Dankie vir ons vriende. Dankie vir ons vriendinne, waarmee U ons so ryklik geseën het. Ons dra hulle elkeen aan U op vandag. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.